Hier volg 'n video om te verduidelik waar jy die app op jou foon moet plaas. Baie belangrik, soos julle kan sien, het ek daarom nie so baie apps nie, maar ek het 'n paar. Meeste mense het 'n gemiddeld van tussen 50 en 200 toepassings op hulle foon. So jy wil nie in 'n krisis wil jy nie soek waar hierdie toep is nie. So ons maak die voorstel dat jy op die toep staan en jy drag hom basies na jou favorites bar toe. En dit is die 3 of 4 goed wat jy die heel meeste gebruik. Jy sal sien hier WhatsApp, messages, telefoon en baie mense se kamera sit ook daar as jy jou foon gebruik om baie foto's te neem. Dis die beste plek om die app te stoor op jou foon sodat jy hom nie soek wanneer jy hom nodig het nie. Bottom right corner, dis wat ons sê. Goed, verdere verduideliking is as jy die app oopmaak, dan wil ek vir julle verduidelik hoe werk die profielinligting. So ek het linksbo geklik en ek het die profiel oopgemaak. Hierdie inligting is baie belangrik sodat ons jou kan help wanneer jy 'n emergency het. Daar waar staan tap to change photo. Daar's ons logo in, maar jy kan daarop klik en onmiddellik 'n foto neem van jouself wat jy kan oplaai, wat die beheerkamer sal help om te weet hoe jy lyk, jou naam, jou adres en dan jou birthday. Birthday net wat baie belangrik is. Jy sal sien hierdie ene beweeg, maar moet nou nie daar sukkel om jou geboortedatum te kry nie. Klik bo op die rooi en laat hom toe om vir jou geboortejaar te kan select. Sodat jy dan nie hoef af te scroll as jy nou al bietjie aan die ouer kant is nie. Dan is dit nou 'n bietjie makliker om dan jou birthday daar te stel. Male, female en jou pasvereis. Pasvereis is baie belangrik. Pasvereis kan net jy sien sodra hy in is en dit is 'n wagwoord wat die beheerkamer vir jou altyd sal vra. Indien jy daai wagwoord verkeerd kry, is dit 'n red alert en sal hulle private armed response na jou toe dispatch, want hulle sal dan dink dat jy 'n emergency het. So daardie wagwoord kan enigiets wees. Laaste 4 digits van jou selfoon, dit kan 'n naam wees, dit kan 'n nommer wees, maar jy moet dit hier insit en dit confirm en dis baie belangrik om daardie wagwoord of pasvereis te onthou. Huisadres gebruik ons Google as jy daar is, werkadres presies dieselfde, daar's ook plek vir jou om inligting in te sit in terme van access. Dan, wat die emergency kontakte aanbetref, jy het 'n geleentheid om 8 mense te laai, net 2 van die 8 mense kan as 'n ICE kontak opgestel word. En die voorbeeld daarso is, jy sal die persoon se inligting insit en jy het daar waar staan notify ICE, het jy die opportunity om daai toggle te skuif. As jy daai toggle skuif, sal die persoon wat jy hier genomineer het 'n boodskapie ontvang dat hulle gelaai is en dat jy suksesvol is. Wanneer jy die toep gebruik om te toets of in 'n noodgeval, sal net 2 van jou 8 kontakte in kennis gestel word met 'n SMS. Daardie SMS het ook 'n link van jou location. So wees bewus daarvan. Jy kan jou voertuig insit, jy kan jou mediese inligting insit en jy kan jou roadside inligting insit. Dis baie belangrik om hierdie profiel ten volle in te vul, sodat wanneer jy 'n krisis het, die beheerkamer jou op die regte manier kan bystaan.